besig om oor Dawid te praat. En nou sal jy onthou, 'n vorige keer het ons juis gepraat oor Dawid wat gesalf is as koning, Samuel wat 'n nuwe koning aanwys, en meer nog hoe Dawid vir Saul begin werk, ja, die musikant in Saul se paleis, maar ook nog die wapendraer van Saul word. Nou sal mens nou maklik kon vra, maar jong, nou wat het van Dawid so spesiaal gemaak? Wat het gemaak dat juis hy nou die volgende koning van Israel sou word? Wat het gebeur dat Dawid so uitstaande was om die volgende koning te kon word? Ons lees, so het ons nou in 'n vorige keer gesê, dat mense oor Dawid sê, hy's 'n dapper man, hy's 'n goeie vegter, hy kan sy woord gestand doen. Ons lees in 1 Samuel 16 dat hy 'n goeie voorkoms gehad het, en meer nog, dat die gees van die Here by hom was. Nou, in die verhaal wat nou op hierdie volg, hoor ons hoe Dawid 'n keer met die Filistyne te doen gekry het. Altans, Saul en die Israeliete maak oorlog teen die Filistyne. En hier, wanneer nou almal opgestel is vir 'n slag op die slagveld, lees ons hoe daar die groot held van die Filistyne, ja, letterlik die reus Goliat, na vore kom, namens die Filistyne die Israeliete uitdaag, en boonop die Israeliete spot en terg. Maar meer nog, Goliat beledig ook die God van Israel. Juist toe hy sien hoe hierdie Israeliete vir hom staan en bewe en nie een teen hom wil oorlog maak nie. En is juist op daardie moment dat Dawid op die slagveld aankom. Ons lees, hy bring kos vir sy broers wat deel is van die weermag van Saul. En wanneer Dawid dan nou op die slagveld kom en hoor hoe Goliat te kere gaan, hoe hy spot en terg en God beledig, net daar en dan besluit Dawid, dit kan nie so aangaan. Net daar en dan gaan meld Dawid by Saul aan, hy sal teen hierdie reus, hierdie Goliat gaan beklei. En wanneer Dawid dan nou gereed maak vir hierdie stryd teen die reus Goliat, lees ons dat hy het geen spesiale wapenrusting nie, hy het geen spesiale uniform nie, hy het maar gewoon sy gewone veldtoerusting wat hy gebruik as 'n skaapwagter by hom. Ja, dalk 'n staf, 'n slingervel, paar klippies. Dis wat hy het, sy gewone veldklere. En op hierdie manier wil hy oorlog gaan maak teen hierdie baasvegter van die Filistyne. Nou lees 'n mens dan nou juis hoe Dawid hom vervies vir Goliat se arrogansie, om so die God van Israel te beledig. Dit kan tog nie. So wanneer mens hoor dat Dawid wil gaan teen die reus beklei, gaan dit nie oor eersig by Dawid nie. Het gaan ook nie daaroor dat hy nou dink hy 'n formidabele vegter is nie, inteendeel, hy's baie kleiner en swakker en maar lendelam teenoor hierdie reus. Maar vir Dawid is dit belangrik om die eer van God te verdedig. En dis die rede waarom hy gaan beklei teen die reus. Nou hoor 'n mens, Dawid is nie hierdie beroemde soldaat nie, maar hy beveg die reus as gevolg van die reus se belediging. Dawid, lees ons, is gelowig, ja, hy's beginselvas en hy's dapper. Dit is wat hom uitsonderlik maak. Nie sy krag nie, nie sy wysheid nie, nee, juis sy dapperheid, geloof en beginselvasheid. As hy teen die reus oorlog maak, dan is dit juis op grond daarvan om die eer van God te verdedig. Wat sou van my en jou besonderse mense maak? Dat ons sterk is, dat ons slim is? Nee, elke keer wanneer daar moeilikheid oor my en jou pad kom, mag dit ook oor ons gesê word, dat ons is dapper, gelowig en beginselvas. Dit is waardes wat tel vir gelowige mense wat aan die Here behoort. Ons vertroue is op die Here en nie op ons eie krag nie.